Hallo julle, Japie hier. Ek wil vanaand vir julle wys wanneer gaan die tweede Exodus begin. Dis eintlik nie so moeilik om dit uit te pleis nie. Yahuwah hou nie daarvan om dinge te verander nie. Hy doen dinge baie keer maar dieselfde soos wat hy dit gedoen het voorheen. Hierdie keer is dit nou nie anders nie, dis presies dieselfde. Maar ek gaan in elk geval vir julle wys wanneer gaan die tweede Exodus begin. En dan ook vir julle wys op die volgens die Zadokite kalender, wanneer is dit in 'n jaar. Mens weet natuurlik mos nou nie die jaar nie, maar mens weet wat 'n maand naaste by dit kan begin. En net sodat julle ook nou maar weet. Ek gaan nie uit Jeremia 31 vir julle lees, net hier in Afrikaans eers. En dan gaan ek vir julle in die Septuagint wys, die Griekse vertaling van die Ou Testament. Hy is meer akkuraat met baie verse. Hy sit iets by, of hy sit iets in, wat vir jou sê wanneer begin dit. In al ons Bybels het hulle dit uitgehaal, wanneer dit begin. Snaaks, né? Dit is maar die Masoretiese vertalings, hulle van die goed daar verwyder. Ja, die Septuagint, die Masoreticus was maar die Hebreeus en die Septuagint die Grieks. So kom ons gaan gou hier deur. Dit is van vers 5 net tot by vers 10. Dis een van my gunsteling profesieë hierdie. Dit gaan oor die tweede Exodus. Dit gaan oor die Israel wat weer bymekaar kom in Suid-Afrika. Dis waaroor hierdie hoofstuk gaan. Daar is mos nou baie hoofstukke in die profete wat daaroor praat, maar hier is een van hulle. Hy sê van vers 5, jy sal weer wingerde plant op die berge van Samaria, die planters sal plant en die vrugte geniet. Berge van Samaria is laer af as die ewenaar, dis heel wat laer af dink ek, is meer nader aan Noord-Namibië dink ek, Zambië, daai area dalk. Maar in elk geval, en dan sê hy volgende, want ek het maar ons berg Karamel gekry in Noord-Namibië, en dis maar een van die plekke in die area van die 10,5 stamme. Ja, maar daaroor, dat ek hoes. Nou, Samaria was mos maar hulle hoofstad. En hulle was nie te ver van berg Karmel ook af nie, want hulle het daartoe geloop met Elia en die Baalprofete, wat daar onder ons gehad het. Want die dag is daar dat die oppassers op die berge van Efraim roep, maak julle klaar en laat ons optrek na Sion, na die Yahuwah ons Elohim. Nou, dit maak sin. Efraim is van die 10,5 stamme, so hulle is meer onder toe, en hy sê, kom ons trek op, kom ons gaan na die ewenaarse kant toe, daar by berg Roenzori, daar by berg Sion. Want so sê Yahuwah, jubel oor Jakob van vreugde. So hierdie kan ook sê vir ons, dat hulle sê, kom ons gaan op, dat dit verwys ook maar na hulle vat terug tot by die ewenaar. Dit kan dit seker ook maar na verwys. Want so sê Yahuwah, jubel oor Jakob van vreugde, en juig oor die hoof van die nasies. Hierdie juig oor die hoof van die nasies, dink ek, moet eintlik sê, juig as hoof van die nasies. Nie oor die hoof, maar as hoof, want Israel, as hulle in Yahuwah se wil leef, is hulle die hoof van alle nasies. Israel word die hoof van alle nasies, as hulle Yahuwah gehoorsaam is. Laat dit hoor, sing lof en sê, Yahuwah verlos die volk, die oorblyfsel van Israel. Ja, ek is terug. Vers 7 wil ek net weer lees, want so sê Yahuwah, jubel oor Jakob van vreugde en juig oor die hoof van die nasies. Laat dit hoor, sing lof en sê, Yahuwah, verlos die volk, die oorblyfsel van Israel. Dis mos die oorblyfsel van Israel wat Yahuwah bymekaar gemaak in Suid-Afrika. Dis basically die mense wat bereid sal wees om die gebooie te onderhou. Niemand anders nie. Vers 8. Kyk, ek bring hulle aan uit die Noordland en sal hulle bymekaar laat kom uit die agterhoeke van die aarde. Dit sê maar net dat Yahuwah gaan toelaat dat oor die hele aarde van die Israel uitverkorenes bymekaar kom in Suid-Afrika, van die wit Christene, van al die lande af, wat aangeval word soos ons sien in Jesegiel 38 vers 8. Hulle gaan vlug uit hulle lande uit as gevolg van oorlog. Blindes en lammes, swangeres en barendes onder hulle, almal saam
in 'n groot vergadering sal hulle terugkom hiernatoe. Hulle sal kom met geween, en met smekinge sal ek hulle lei. Ek sal hulle bring by waterstrome op 'n gelykpad waarop hulle nie sal struikel nie. Gelykpad is Jahwe se gebooie, glo ek. Want ek is vir Israel 'n vader, en Efraim is my eersgeborene. Wonderlik, né? Efraim is Jahwe se eersgeborene. Nou, dit laat my nogal baie vrae vra as Efraim die eersgeborene is, en nie Juda nie, né? Nou, ek dink ek sal ooit 'n lering daaroor doen nie, maar dit is nie eintlik nodig nie, maar van watter stam is Jahoshua af? Ons word altyd gesê, is van die stam van Juda. Gaan kyk 'n bietjie van watter stam af is Jesse. Is mos Jesse se David se pa. Hy is van Efraim af. Hy stam af van Efraim. En hulle het, ek glo, gebly in die area van Juda. So dan is dit nie van die stam van Juda nie, maar van die area van Juda. Maar in elk geval, dit maak nie 'n saak. Dit is nie so belangrik nie. Maar soos hy sê hierso, Efraim is Jahwe se eersgeborene, maak dit nie dan sin dat Jahwe se seun, Joshua, uit daardie stam sal kom wat sy eersgeborene is. Kom ons kyk vers 10. Hoor die woord van Jahwe, o nasies, en verkondig in die kuslande wat ver is, en sê, hy wat Israel verstrooi het, sal hom vergader, en hom bewaar soos 'n herder sy kudde. So is duidelike tweede Exodus hoofstuk soos julle kan sien. So kom ons kyk gou daar in die Septuagint. Nou as hy hierse nou. Hier's 'n goeie vertaling van die Septuagint, a New English translation of the Septuagint. Nou in die Septuagint is Jeremia 31 is Jeremia 38. Ek weet nie hoekom nie. Vers 8. Gaan 'n bietjie onder toe hierso. Behold, I am bringing them from the north, and I will gather them from the farthest parts of the earth at the feast of Fasek. Nou Fasek hierso is in Hebreëus is Passover, Pascha. At the feast of Passover. Nou dit sê duidelik dat Jahwe gaan Israel uitverkorenes begin by mekaar bring in Suid-Afrika tydens die fees van Pascha. Nou, wanneer is die fees van Pascha? Hier het ek met die Zadok kalender die tye gegee. Dus kyk gou hierso. So Pascha is rondom, kyk, dis nou, hierdie is volgens so, ek wat so hoes vanaand is, maar erg, né? Hierdie Pascha werk mens uit van waar is Israel. Dis hoe dit werk, daar is 2 equinoxes in 'n jaar, daar is een in die begin en een in die einde van die jaar, een so rondom Maart, een so rondom Oktober, September, Oktober. So wat jy dan doen, as Israel in die noorde sou wees, noordelike halfrond soos vir die vyk ene daar by Asië, dan moet die Pascha wees rondom Maart, April, in die begin van die jaar, maar die jaar moet dan begin eintlik in September, Oktober, of eintlik in September, as Israel, of Kanaan, by die ewenaar is ondertoe. Dan moet jy mos nou die equinox gebruik om die nuwe jaar te bepaal, daarvolgens, en dit is interessant, as jy kyk na Rosh Hashanah, wat dit beteken, dis Yom Teruah, dit is die fees van trompette, maar Rosh Hashanah beteken die begin van die jaar, die nuwe jaar. Hulle noem dit, die Jode, die vyk Israeliete, noem dit die nuwe jaar, né? Hoekom noem hulle dit die nuwe jaar? Die duiwel sê dit so in jou gesig, die waarheid. Dit is eintlik die begin van die jaar, volgens waar Kanaan is. Dit is in September. Maar in elk geval, as mens dit daarvolgens vat, Pascha, want ons weet, die Kanaan is by die ewenaar ondertoe, dan moet die Pascha aan die einde van die jaar wees, dan gaan die feeste so val, soos in 2025 het ek dit so gevier,
7 Oktober Pasga. So rondom Oktober gaan die Pasga wees. So dan moet jy uitkyk vir of dan wat ek wil sê is rondom Oktober, watter jaar ook al, gaan die tweede Exodus begin. Ek vermoed dit is dalk 2027, Oktober 2027. Volgende jaar is nog 'n bietjie vroeg dink ek. Ek dink ja, Suid-Afrika se gemors gaan nou enige tyd afskop vir so 'n jaar of bietjie minder. So ek dink is 'n bietjie te vroeg 2026 Oktober. Miskien nie, wie weet. Ja, dit is te vroeg. So 2027 maak vir my nogal sin, met die tweede Exodus dalk kan begin. En hier is die feeste wat nog oor is, vir hierdie jaar, 25 Maart, trompette. En dan 3 April is dag van versoening, atonement. 8 April, eerste dag van tabernakels, 15de April, die 8ste dag van tabernakels. So ja, dit is hoe ek het sien. So te sê, jy hoe dit ook so sien nie. Nou ja, mens moet eintlik die son gebruik om te bepaal wanneer is die feesdag, nie die maan nie. Boek van Jubilee sê dit ook. En die probleem met as jy die maan gebruik, dan val die feesdag op verkeerde dae, of val dit partykeer op die weeklikse sabbate, en dit is nie veronderstel om so te doen nie. Maar as jy hierdie Zadok kalender gebruik, dan val dit altyd op die regte dae van die week. Dan sal dit nooit val op 'n weeklikse sabbat nie. Want dit mag nie val op 'n weeklikse sabbat nie. Jou se feeste mag nie val op 'n Saterdag nie. Want dis ook 'n hoogheilige dag, is ook 'n dag wat jy moet rus. En natuurlik jou weeklikse sabbat moet jy ook rus. So hulle mag nie saamval op dieselfde dag nie. En met jou se kalender het hulle nooit op dieselfde dag geval nie. Maar toe hulle begin verander, die Fariseërs so met hulle pagan maan aanbidding, wat gekom het maar van die Grieke af en miskien ook 'n bietjie van die Babiloniërs, maar meestal maar van die Grieke. Gaan kyk maar die Makkabees boeke. Hulle het hulle gedwing daarso om die maan te aanbid, die Israeliete. En hier het maar so ingekom dat hulle dit in hulle feeste begin gebruik het, maar die Zadok kalender het hulle dit nie gedoen nie. Hulle het aangehou om die son te gebruik om dit te bepaal. Hulle het gekyk vir die equinox en dan weet hulle van daar af, die eerste Woensdag is die eerste dag van die nuwe jaar. En dan van daar af het hulle dan die 14 dae getel na Pasga toe, en dan die 15de dag is die eerste dag van ongesuurde brood en so voort. En dit het altyd op die regte dag geval van die week. Dit is baie eenvoudig eintlik. Maar is baie ingewikkeld as jy die verkeerde stelsel gebruik van die maan. En daar is nie regtig verse wat sê dat jy moet die maan gebruik nie. Daar is een vers wat in Psalms wat hulle wil quoteer, maar as jy daar in konteks gaan lees, praat hy van wanneer mens moet plant, volgens die maanfases wanneer jy moet plant. Dit het niks te doen met die feesdae nie. In elk geval. Dis dit, so nou weet julle ook nou by wanneer in die jaar sal die tweede Exodus moontlik begin, so rondom Oktober, watter jaar ook al. En dan alvorens dit gebeur, as jy oor dieselfde blueprint gebruik as die eerste keer, dan moet die 3 dae duisternis natuurlik dan gebeur net voor die Pasga, net voor hulle begin by mekaar kom. So dan sal dit moet gebeur in September, van watter jaar ook al, die 3 dae duisternis. En mense weet ons nou hierdie keer, met die 3 dae duisternis, gaan daar baie mense doodgemaak word, as hulle buite hulle huis is. Jy moet in jou huis wees, jou huis moet gesaal wees. Jou huis is 'n protection oor jou, jy moet reg leef, sodat daar protection is vir jou as dit gebeur. Anders gaan jy maar deurloop, ongelukkig. En ek, soos ek vir baie mense sê, ek dink ook, jou gaan miskien hierdie gebeurtenis van die 3 dae duisternis ook gebruik om enige aanvalle van die ander nasies op die wit nasie
in Suid-Afrika veral stop te sit. Te kort wiek. Ja, dat dit nie meer kan aangaan nie. En hulle is mos baie gelowig, so miskien sal dit veroorsaak ook dat baie van hulle optrek Europa toe. Hulle gaan bang wees daai goed kom terug waar hulle is in Suid-Afrika. Maar ek weet nie. Ek spekuleer maar nou net. Maar ons sal sien, hè? Dus ons sal maar sien. Maar jou gaan op een of ander manier die ander nasies hier uitdryf in Suid-Afrika. Ek is nou nie daar nie, so het sê ek sê hier nie. Maar ons sal maar sien hoe dit gebeur. Hoe jou dit gaan doen. Dis hoekom ek sê, ek dink die 3000 speel 'n rol daarin. Hoe jou dit gaan regkry. Die ander nasies gaan besluit hulle wil nie meer daar wees nie. En so 'n groot gebeurtenis soos 'n 3000 kan dit nogal, ek dink, afskop. So iets. Dan het hulle ook 'n groot trek op noorde na Europa toe. Die swart nasies. Of die ander nasies. Ja, en dan kan die dinge begin gebeur, die tweede Exodus. En dis hoekom ek sê, ek dink die 3000 het nogal 'n groot rol om te speel, want vir die tweede Exodus om eintlik te begin, moet die regte mense in beheer wees van die land. Dit kan ons nou nie gebeur as die ANC nog as dit nie, of vir enige ander nasieparty nie. Maar ja, dis maar wat ek dink. Groete vir julle, totsiens.